Ek is laaste gebore, maar eerste styl. My sussie sê ek praat te veel, maar eerste op die podium en ek blink reeds daar. Hulle leer, ek lag. Hulle werk, ek wink. Want as jongste kind is ek slimmer as wat julle dink. Voorsitter, dames en here, ek is Mia, die jongste van 3 dogters. Die kersie op die koek. Ek gaan u vandag aan die hand van my volgende 3 argumente oortuig dat jongste kinders met reg op die podium van die lewe pronk, want ons leer uit ander se foute. Ons werk met 'n plan om die sterre van die vertoning te wees en is meer selfversekerd as ons ouers sibbe. My eerste argument verwys natuurlik na die suksesvolle eerstelinge, die babas wat met die opbreek van 'n ligte windjie onmiddellik hulle ouers se volle aandag getrek het. Hulle word omring met opvoedkundige speelgoed en lees flink flitskaarte op 3. Maar dames en here, ons jongste kinders is dalk laaste in die geboorteorde van die gesin, maar beslis eerste op die podium, want ons kyk en leer by hierdie oorpresteerdertjies. En nee, hierdie is nie geval van agter ons kom oop in die kraal nie. Ons leer vroeg om nie ons laasgeboortereg vir 'n pot lensiesop te verkoop nie. In die artikel Geboorteorde en jou toekoms in die Rooi Roos op 25 April 2024 sê sielkundige van Johannesburg, Leslie Ann Pedler, dat jongste kinders meer suksesvol is omdat hulle proaktief uit die oueres se foute leer. In dieselfde berig stem 'n lektor en opvoedkundige aan die Universiteit van Johannesburg, Karlien Libbesaan, en sy voeg by dat jongste kinders baie vroeër volwassenheid bereik, alhoewel oudste kinders in meeste gevalle 'n hoër IQ het. Nou juis, my oudste sussie Lisa het dalk 'n hoër IQ, so by wie beter kan ek dan leer? Omdat ek my oor op die grond hou en my oogies waawyd oop, maak ek nie dieselfde foute as my ouer sissies nie en pronk op die podium. Tweedens, dames en here, jongste kinders moet van kleins af werk met 'n plan vir pronkplek. Die enigste foto van my eerste skooldag is die een waar my gesig verdwerg word deur my middelste sussie Kara se boksterte. So ek is gebore met die ingeboude besef dat ek moet werk vir my plekjie in die son. In die Januarie 2021 uitgawe van Baba en Kleuter skryf die Kaapse sielkundige Betty Rau dat omdat jongste kinders soms aan die agterspeen suig, hulle gou leer om op kreatiewe maniere hulself te laat geld. In die berig Does Birth Order Shape Your Personality, gepubliseer op 25 September 2025, beaam sielkundige Kenja Cherry my argument en sê dat jongste kinders spontane en kreatiewe persoonlikhede het. Hulle het 'n sterk gevoel vir humor en drama en sorg so dat die jongste kinders op die boonste trappie van die podium pronk. Voorsitter, my laaste argument bewys waarom jongstes se pronkplek verseker is. Jongste telgies is vandag eendag meer selfverseker as hulle ouers sibbe. Teen die tyd dat ek die lig gesien het, was my ouers in beheer. My ma het haarself sommer die oggend na die bevalling ontslaan, haar baba in die afgeleefde motorstoeltjie vasgemaak en op pad huis toe trekkeronderdele vir my pa by die koöperasie gaan oplaai. Die Amerikaanse sielkundige Dr. Kevin Lehman skryf in sy topverkoper, The Birth Order boek, wat in 1998 heruitgegee is deur Baker Publishing, dat ouers by die koms van hulle jongste kind meer ontspanne is. Jongste kinders is daarom meer waaghalsig en vol selfvertroue. Ons glo in onsself, want daar word veel minder vir ons gedink en gekoes. Dames en here, ek glo dat u nou saamstem dat die jongste kind van nature op die podium van die lewe pronk, want ons leer by die bestes, ons werk met 'n plan en is vol selfvertroue. Dames en here, is hier dalk 'n podium hier ergens? Geef my net 5 sekondes, want ek Mia, die jongste van 3, pronk reeds daar.